Goeiedag liewe vriende, baie welkom by Huisfix. Die boek Hebreërs gaan nogal baie oor die ding van die tempel met al die mooi en die goed wat daarin was op die ouend nie eintlik die weg wat God sou gebruik om mense te red nie. En daarom hier aan die einde van Hebreërs dan is dit so tipe van 'n opsommingkie as hy praat oor Jesus Christus dan en ons posisie, dan sê hy, laat ons dan uitgaan na hom toe buite die laar en smaad dra wat hy gedra het, want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyf nie. Ons is op soek na die toekomstige. Vriende, en dis waaroor ek so 'n oombliekie wil praat. Weet julle, ons kan in hierdie wêreld so besig wees om te soek na geluk en vreugde en blydskap en dinge wat blywend is. En dit lyk vir my tog, as mens die Hebreërsboek lees, dat daar ergens diep in ons, veral wanneer die Heilige Gees in ons woon en ons sy woord lees en bestudeer en begin bewus word van iets groters, is daar hierdie bewustheid wat so met die tyd in ons posvat, naamlik dat ons verlang het na dit wat werklik op die ouend die verskil gaan maak. En dan sê die Hebreërskrywer, dis buitekant die laar. Wat bedoel hy daarmee? Hy bedoel daarmee dat Jesus Christus het nie soos al die ander offers wat gebring is deur al die jare in die tempel ingegaan. Hy het nie daar in die tempel gesterf of in die tempel sy offer gebring. Hy is juis buite die stad, buite die laar is hy gekruisig en het hy sy offer gebring. Dan sê die Hebreërskrywer, kom ons gaan uit na Christus toe. Kom ons kom weg van hierdie dinge, mensgemaakte voorstelle, en ons gaan gryp net die genade by die kruis vas. Dis ons enigste hoop. Daar's nie vir ons hoop in ons eie dinge, in ons eie vermoëns, alle ritueletjies nie. Die belangrike is net om uit te gaan en die genade van Christus vas te hou, wetende, soos die Hebreërskrywer dit hier skryf, dat dit het ook sy stukkie beproewing. Dit is nie so maklik om uit te beweeg uit jou eie gemakszones, uit jou eie prestasies of vermoëns nie, en te sê, ek vertrou net op Christus. Kom ons doen dit. Vader, dankie dat u seun 'n ander pad gestap het. 'n Pad wat ons lei om nie op onsself te vertrou nie, maar na Jesus te gaan. By sy voete. By u Here vind ons vreugde. Amen. Totsiens, mag jy in die Here hierdie week 'n wonderlike week beleef. Totsiens.